Goeiemôre vriende. Die tyd in 2025 het behoorlik gevlieg. Oor minder as 'n week vier ons Kersfees. Dan sien en vier ons weer God se geskenk aan hierdie wêreld. Advent is God se liefde wat naby kom. Nie in teorie nie, maar in 'n krib. En wanneer liefde jou aanraak, bly jy nie waar jy is nie. Die herders het die engele se sang gehoor, maar hulle het meer as dit gedoen. Hulle het opgestaan, besluit en beweeg. Kom ons gaan na Bethlehem toe. En hulle het hastig gegaan en Maria en Josef gevind en die baba wat in doeke lê. Lukas 2 vers 15. Hulle reaksie is eenvoudig en diep. Diepe gehoorsaamheid en diepe dankbaarheid. God se liefde het hulle in beweging gesit uit die vlakte van eensaamheid, uit die koue nag uit tot by die warm lig van die krib. Soos die lied sê, "O come all ye faithful, joyful and triumphant." Die herders word die eerste getuies van Jesus se geboorte. Gewone mense aangeraak deur buitengewone liefde. En daarom skryf Augustinus, God het ons lief gehad toe ons nog onlief was. Daarom is die derde adventskers liefde. Nie die romantiese soort nie, maar die reddende soort. Die soort liefde wat begin in 'n stal in 'n krib en wat uitloop op 'n kruis en 'n leë graf en 'n lewende erfenis vir jou en my. Waar moet God se liefde jou weer in beweging sit? Of waarheen moet jy, soos die herders, opstaan en gaan om Christus weer te vind en hom te aanbid hierdie dag? Here, ons almagtige God, raak ons harte weer aan met u liefde. Laat dit ons beweeg na u toe, na mekaar toe, na gehoorsaamheid toe, na dankbaarheid toe. Maak ons soos die herders, Here. Dankbaar getuies van u lig. Dankbaar getuies van u liefde in Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Dankie hier uit die klein Brakrivier omgewing dat jy saam gekuier het en dat jy saam reis op pad na die stal in Bethlehem. En ek wil jou uitnooi, nooi ander om saam te kom na God se grootste geskenk op Kersdag. Totsiens en 'n geseënde Kersfees. Tot volgende keer.